Ons is in Akihabara by Super Potato. Tussen al die vintage games, maar dit is nie waar hierdie storie begin nie. Dit is moerwarmiewe. Goeiemôre, welkom by nog 'n lieflike dagie in Tokyo. Ek moes nou onthou waar ons is. Môreoggend gaan ons Kyoto toe, wat so 'n goeie paar ure weg is. Ons daar vir 'n paar dae. So vandag is 'n paar dingetjies om te klap wat ek wil sien voordat ons hierso moet verlaat. So vandag is 'n heel besige, aktiewe dagie. Hoeveel voetjies? Hoeveel voetjies is hier? Ons maar uitgeput na hierdie tripie. It's been fast, it's been intense, maar it's fun. It's lekker. So kom ons kry hierdie dagie aan die gang. Wat kos? Ding is moervol. Fun. Nog 'n oggend van chaos. Dis 'n baie hoë. Ding is massive. Hy gaan tot in die hemel in, man. Wat is dit? 3-4 vloere wat hy opgaan. It's crazy. Ons gaan so intoe Imperial Palace. Hierdie treinstasie is ook maar 'n moerse huis om te navigate. Hulle het daarom hierdie geel bordjies oralste 'n bietjie beter verduidelik as van die ander stasies wat ons al in was. Maar dit is nog steeds massive. Ek sien nou vir Annika op die trein, is nogal strange. Elke treinrit wat ons so ver gevat het, Subway in Tokyo, is omtrent 'n halfuur trippie. En ons is in dieselfde, kom ons sê, 10% van die Greater Tokyo. Ons het nog soos basically niks gesien nie. En dit vat 'n halfuur om by 'n plek uit te kom. So hierdie plek is ongelooflik groot. Ek kan nie eens regtig fathom hoe groot dit is nie, maar dit is massive. En daar is die Imperial Palace. En wat het jy nou net gesê? Dit is heeltemal anders. Ja, my bro. Jy vang gou 'n treinride en dan is jy in 'n heeltemal ander plek. Hierdie voel baie meer business district. Voel baie meer so Singapore as wat daai crazy Japan vibe is wat ons die laaste paar dae al in bly. Kyk hoe mooi. Kyk hoe mooi. Baie mooi. Oulike water. Daar is 'n eentjie. Ons kyk of ons kan ingaan. Massive. Dis die Imperial Palace. So gate. Amazing. Sy eers my tas oopmaak vir die tannie. Sy kan kyk dat ek nie inkom met wapens en dinge om die Empire aan te val nie. Dit is moeilik cool. So die Shogun en sy entourage daar ingekom en dan daardeur gegaan en is soos 'n 90 grade dingetjie. En die rede daarvoor is hulle kon die attackers slow down met die 90 grade en dan die hekke toemaak en dan sit jy hier binne vas en dan maak hulle dood. Hier binne. It's pretty epic van die Shogun, my broer. Almal slag binne in sy eie amper sy tempel, binne sy eie palace. En nou is daar moerse construction hierso. By die volgende deel van die plekkie. Altyd van. Ek weet mense met hulle goed maintain, maar ook om maintain hulle dit wel ek hierso is, kon hulle dit nie in die vorige 33 jaar gemaintain het nie. En gister se koue het so 'n bietjie op my long kom lê. Nee, ek sê, dit is so oulik vir my dat hulle
altyd hulle konstruksie plekkies so toe met groen blaartjies. Of ietsie mooi is, soos of dit 'n mooi print word. Sy het gesê konstruksie is altyd 'n oogseer en hulle hulle try duidelik hulle bes om dit so mooi as moontlik te maak vir mense. Ons het in Singapore ook gesien dat hulle die konstruksie toemaak met soos 'n vinyl print wat net dit laat bietjie beter lyk. O, kyk hierso. Hulle braai daar agter daai hekkie weer. Dit is een van die original guardhouse storentjies van die 1600s tot hier in die 1800s waar die samurai gebly het. En niks van hierdie was hier nie. Dit was alles 'n gat met soos 'n moat en daar was al brug ver daaronder en hulle het hier bo gesit en mense dopgehou wat daaronder moes kraas. Obviously deur die jare is alles opgevul en hulle het 'n museum gebou en allerlei goed. Die museum kom nie van die 1600s af nie. Dit is 'n massive guardhouse. Baie cool. Daar's 'n alfie en daar's 'n epic boom. Baie groter. Hierdie mure is massive. Daar's 'n moat wat hier omhardloop. En dan is na die mure wat obviously almal moet uithou wat nie hier binne hoort nie. Plek is huge. 'n Interessante plek. Soos ek wonder hoeveel van die original goed is nog hier. Ek dink moet so structures en dinge wees wat intussen al afgebreek het en nie meer bestaan nie. Ek klomp goedjies so gelees. Was daar 'n Great Fire wat alles uitgewis het en die nuwe Shogun was so cool suite om te start rebuilding en hulle het begin fondasies lê om die goed oor te bou, towers, fortifications en dinge. En toe sê sy oom vir hom, maar ons is in a time of peace. Hoekom wil jy nou al hierdie geld en tyd en resources spandeer om iets te bou wat nooit 'n purpose gaan hê nie? En toe stop hulle. Maar was toe nooit weer 'n oorlog wat hulle beïnvloed het in die way wat hulle gelewe het daai tyd nie. En nou is dit net 'n parkie met 'n paar klip dinge. Daai hele gedeelte daar was huisies en geboue en dinge waar mense gebly het en armories en allerlei goed. En dit bestaan nie meer nie. Dit is nou net mooi. Baie mooi. Die son is nou uit en dit wetter nou. Dit is nog jets koud. Soos as die wind waai en soos dis winter. Maar die son wetter. Nog 'n freaking opdraande paadjie. O, dis mooi. 'n Ou lekker peaceful loopie hier deur die Imperial Palace. Super chilled. Ons gaan nou bietjie aanbeweeg na ons volgende uitstappie vir die dag toe. Op die slaap. Sy is ek kan nie meer. Annika freak uit oor die boompies. Sy die boompies is baie oulik. Kyk, wat is hulle? Die plek is so chilled en peaceful en zen. Is lekker. So dit was die Imperial Palace. Dis nogal cool. Mens, toe ons inkom te vra vir die tannie, is daar 'n entrance fee. Sy nee, is niet. Jy kan net ingaan, geen probleem nie. En ek en Annika is altyd soos, wat, dis verniet? Okay, cool, sweet. En toe ons al binne is, die plek is well looked after, alles is skoon, alles is netjies, alles is reg, alles word na gekyk en is verniet. Hulle, ek neem aan die government, kyk self na die goed en maak seker dat dit is perfek. Unlike by ons waar boemelaria aanval binne in 'n parkie wat jy voor moet betaal om in te gaan. So ons gebruik Google
om vir ons te sê waar ons moet gaan en wat se treine om te vat. Maar soos nou, ons is by die Almal was so ver trots op ons, nou weet hulle. Ons is by die castle, die palace, ons is by die palace en toe sê Google, daar's 'n trein wat in 9 minute verlaat vir die volgende plek want ons moet gaan. Ons moet hierdie roete vat. Ons stap na al soos 40 minute. Nie regtig nie. Ons stap soos 15 minute. Maar ek glo wie ding vir my sê, ek gaan hier na toe, daar's trein in 9 minute en dan gee hy vir my 'n roete wat ek nie in 9 minute kan achieve nie. As jy eventually uitfigure wat se trein jy moet vat en wat se platform, dan raak dit okay. Dit is net om daar te kom en te verstaan waar om te gaan binne die treinstasies wat so 'n bietjie van 'n chaotiese situasie is. Platform op 'n volgende treinstasie op soek na daai platform. Hierdie is 'n lyn vir 'n escalator. Ek sê vir Annika, kom ons klim net die trappe. Toe sien ek hoe lank die escalator op is. Dis ek soos nee, ons staan maar in 'n ry vir 'n escalator. Ek gaan nie nou soveel trappe klim nie. Kyk hierdie monstertjie. Ek is moeg net van die escalator, so ek wil nie weet hoe daai mense voel wat nou net die trappe moes klim nie. Volgende stasie met al sy chaos hierso. Ons gaan so intoe. Sensory. Dis op duidelik hulle mooi waar ons moet gaan. Fucking hell. Pure pandemonium. Hi. Sensory. So tempel. So almal kom en doen hulle dinge. Kyk daar, mense besig. Maar is chaos. Gaan ons daai bypass. En dit lyk vir my so 'n bietjie chaotic. So hier's allerlei winkeltjies, pretty much kaggelkak en snacks en dinge wat mense kan koop. En dan op die punt daai kant is dit die vol tempel waar hulle hele traditional goedjies doen. Nog Annika. Dit lyk aan die ander kant van die toring, ek weet nie wat mense noem nie, ingangsportaal. Freaking manic om op 'n Saterdag te kom. Maar dis maar die dag wat ons gehad het om dit te doen. So ons deel nou maar met dit. Volg maar net die horde. Ek soek iets om te eet. Kyk wat ons kan eet. Ek weet nie hoe ver ek nog al geloop nie, maar ons is nog steeds in die horde van mense wat loop daar voor. Hulle is al in 'n toeristrap. Winkeltjies oralste. Kak verkoop. Hier en daar is al 'n restaurantjie wat iets lekker verkoop wat ek wil eet. Maar verder lyk dit net soos donkie hote in een lank reguit lyn. As ons mekaar verloor, is die reël ek moet stil staan. Jy moet stil staan. Maar as daar 'n hond betrokke is, dan weet jy moet net na die hond toe gaan. Hierdie plek is manic, my broer. Manic. Baie besig. So daarin is temple grounds waar hulle prayers gaan doen. En hulle is 'n hele seremonie ding wat hulle moet handjies klap en bow en allerlei goed. Soos ek kan dit nie onthou nie. Dis quite intense. Ek het Annika het video's gekyk van mense wat vir jou wys hoe om dit te doen, maar ek gaan nie vir 'n muur daar gaan staan en probeer onthou om te handjie klap en te buig en iemand insult met dit nie. So ja, Sensory, baie cool, dis massive en baie besig. En mense kom met hulle kimonos om hulle prayers te kom
doen. Jy wil jy pakkie gaan aantrek en jou prayer kom. Werk is dit baie ongemaklik. Soos jy kan sien hier so in die middel is dis dis bouning. Okay, dat lyk al. Thank you so much. You guys want a photo? Klomp Australia. Maar uit. Like out. Wow, die plek is huge, man. Ek kan nie regtig onthou nie, maar ek dink jy kry 'n lak ding hierso. Kan jy onthou? Kan jy wel. Ek dink jy kom trek so 'n ding wat soos te doen het met lak, soos 'n fortune. Soos 'n fortune ding en dan gaan jy in en dan submit jy nou die fortune as ek reg onthou. Ek dink dis hoe dit werk hierso. En dan trek jy in om die betaling gebed gaan in en hoop jou dingetjie word waar. Nie so by die rook bad hulle met die rook, ek onthou dit ook. Maar ek het nou geen begeerte om myself in rook vandag te bad nie. Not today. I respect people's religious beliefs and processes. Maar ek wil nou nie vandag soos rook hier ryk nie, hoor. Fortune. So ja, ek weet nie regtig of jy aangeneem, maar dit klink soos 'n games arcade met geld wat val. Maar almal is besig om hulle prayers en dinge te doen. Veel geil. Ja, ek dink ook kom ons so buitekant om. Dis baie mooi, dis baie cool. Ek dink dit is 'n fout om dit op 'n naweek te doen want ek dink dit is hoekom dit so chaotic is en obviously mense kom. Dis nommer 1 tourists wat hier is. En nommer 2 daar is nog steeds 'n religious connection tot die plek wat mense kom om hulle goedjies te doen. So dit is nogal, ja, 'n bietjie wild. Ons gaan hier rond cruise en kyk wat is hier om te eet. Want ek is nou honger en soek nou 'n snackie. Arigato. Cool, daar is vir ons 'n arbei en grape sweetie. Wat ons obviously reg vir die plek moet eet. Of nee, kyk hierdie een. Want ons mag nie rondloop en goed eet nie. Eet enetjie en sê vir my hoe. Okay, grape en strawberry. So nie strawberry. Ag. Grape. Baie. Dis daar. Dit is 'n toffee appelbrood. 'n Toffee appel grape. Is dit lekker? Dis al wat saak laat, né? Ons draai 'n strawberrytjie. A toffee strawberry. Lekker. Hallo. Dis baie soet. Kan ons net gou praat oor hoe groot die druiwekorrel is? Is 'n moerse dryf. Ou strawberry. Wat jy ooit gesien dat druiwe groter is as strawberries? Ja, dis nogal challenging. Jy word soos geforce om soos in 'n hoekie in te druk. Om jy goed te eet, omdat jy nie mag rondloop en eet nie. Hulle het sulke visie goed. Soos 'n visie wafel met black bean paste. Wat ek gesien het online op vlogs. Maar ek kry dit nie en dis eintlik al wat ek hier nou toe gekom het. So ek het gekom vir my visie. En dan kan ek hier visie kry nie. Annika het vir ons 'n kaasbal gekoop. So nou gaan ons kaasbal eet. Yep. Ek glo prik 'n kaasbal. Dis 'n hartaanval meal. Was lekker. Deep fried deegie kaasbal.
soos 'n bitterbal in, maar 'n kaasbal in 'n deegie. So die bars en goed is almal in sulke klein steegies en dinge. Hierdie plek sê, "Welcome Japan, bar not suspicious, let's drink together. Alcohol." Cool, terug in die treinstasie. Dit raak warm. Ek het my baadjie uitgetrek en sê soos iemand ek kon net nie meer deel met die hitte nie. En nou onder in die treinstasie is ook ekstra warm. Ons is nou in Akihabara en ons kyk nou na al die tipe goedjies. So gaming / anime / hobbyist area. So ons kom check bietjie wat hier aan die gang is. En sover ons sit baie besig, soos alles. Kyk maar net die goedjies in geniet af. Ek het nie fucking idee wat hy aan. Ek kan nie regtig uitfigure wat binne in dit aangaan nie. Maar hier is ons by ons tipe plekkie. Nintendo games. Hoe wil my broer? Ou Tamagotchi. Ek koop sommer vir my Jy een. het klaar Tamagotchi, hou my klaar lewendig. Nou wil jy nog iets met lewendig hou. Dis hier is meer waar. Proper hoeveelheid Tamagotchi. Die plek het proper hoeveelheid games. Ek wil graag game koop want hulle is moer goedkoop. Maar ek is meer paranoid oor die feit dat ek dalk nie enigiets gaan verstaan nie, want die settings mag dalk net Japanese van die begin af wees. En dan weet ek nie hoe my goed te verander nie. Maar hulle het moer cool games hier so wat nie available is in SA nie. Ons hoeveelhede van games is drasties minder as die res van die wêreld op die Nintendo Switch. My voete is seer. Is moeg. Ons is nou op 6 van die plek. Hierdie is die anime vloer. Die anime vloer. Female. Soos 'n skater vir females. So die kijkers vir females. Anime, movies en wat kyk. Kijker vir females, cool. Die vorige 2 vloere was net hentai, tits en ass. Annika het vir my gesê ek mag nie lag nie. Wel ek het vir Annika gesê ek's bang ek lag. Want ek's bang ek insult iemand wat actually joy kry uit sy tekenprentjie borste uit. Sy moet nie lag het aan die binnekant. Op 'n punt sê ek vaak sukkel om nou aan die binnekant te lag. Dit is nou 'n probleem. Jy's kinderagtig. Dit is fucking tits en ass, my broer. Ek is bietjie Dit was baie snaaks. So die heel boonste vloer, as jy opkom die trappe tot by die laaste vloer, so 'n klomp chicks en soos onderklere met pryse. En dan figure jy uit dat oor die boonste vloer van hierdie plek is 'n skroppie vloer. Dis waar ons gaan nadat ons op vloer 4 en 5 onsself lus gemaak het, gaan ons dan en ons gaan maak klaar op die skroppie vloer. Hoe moet ek dit sê? Moet ek dit romanties sê? Nee. Feite. Nee. Okay. Die feit is dat op die laaste vloer is daar 8 dames wat duiwelse dinge doen vir geld. Korrek. En daar ander dudes is wat betaal om die duiwelse dinge te doen vir genot. Annika sê ek moet nie insit nie, ek gaan nou alles insit. Solo in plek het. Dope ass figures. Nee idee nie. Dis maar warm hè. Dis is nou 'n super potato wat soos ou retro games en consoles verkoop.
plek is murwarm. Dit is eintlik baie besig. Mense oral. Hier waar ek nou staan blaas 'n warm lug op my. Ek kan omtrent nie beweeg hier so nie, so baie mense sien binne. Dis crazy. En almal is yeah man, vintage games. Maar dit is so bietjie erg. Sukkel om asem te haal. Want dit is so intens. Good grief. Moes nou eers ontsnap uit super potato uit. Want dit is so warm en is so tight en daar's way te veel mense daar binne wat probeer kyk na goed. Ja, overall vir gamers pretty fucking cool. It's very historic stuff, maar ek kan nie deel daar binne nie. Ek kan nie al binne asemhaal nie, is lekker nie. So ek is nie nerd genoeg om daar binne te mag speel nie. Dis bietjie old school fan stuff. That's cool. Like, ek weet dis Ek kan van 3 games. Wat is die 3 games? Tetris, Animal Crossing. Animal Crossing en Pikmin. Ek weet as ek nie doodgaan, daar binne nie sal iets cool daar binne kan kry. Maar ja, dit vir my ek sukkel om te deel binne so spasies waar dit so freaking warm is en almal is bo oor mekaar om te grou om te kyk wat daar is. No, not for me. Dit is een van my plekke wat moer cool is. Flipping cool. Maar dit is nie 'n plek wat jy na toe kom op 'n Saterdag nie en ek dink nog minder 'n plek wat jy na toe kom in Desember nie. En dit is tans 'n hoernes en baie moeite om deur te druk deur al die mense. It's so cool. Soos ek's bly ek het dit gedoen. Ek's bly ons het gekom. Maar dis ja, dis erg. Ons weer in die trappe waar hulle afdraande ry. Met 'n escalator. Hoekom sal jy nou die escalator gebruik vir afdraande en die opdraande is trappe klim? Ons is nou op Ikebukuro station. Was nou nog 20 minute, halfuur treintjie. En nou is ons albei moeg en vaag. Ons nog 'n laaste dingetjie om te doen. Ek soek 'n geel bord vir die exits verduidelik. Sodat ek weet waartoe ek moet gaan. Hierdie bord. So maak nie saak waar mens nou gaan op 'n Saterdag nie. Tokyo is pandemonium, man. Hulle is wakker. Hulle is wakker. Hulle wil partytjie. Nee, dis nou proper chaos. Hulle doen iets met die beertjie. Maar check hierdie fucking water system. Nee, raai waantoe is ons op pad hier. Merse Pokémon winkel. Spesiaal net vir die fucking Pokémon. Ook chaotic besig. Soos altyd. Want is net ons het besluit om na Pokémon winkel op 'n Saterdag toe te gaan. Maar ek wil net sien wat hier is. So elke Pokémon winkel het sy eie verwelkomingskomitee wat ook al jy doen. Sy mascot. Dit is nie 'n mascot nie, hulle doen 'n welcoming. So sy foyer statue. By die vorige ene was dit Mewtwo. As jy kan onthou. As jy gekyk het, ek weet. So hier begin die ry. En die ry gaan al die pad om die winkel en dan zigzag uit op die telle. So dit is freaking crazy. Die Harry Potter winkel in Londen is nie so crazy soos die nie. Hierdie is soos op 'n ander level.
En die mense koop nog steeds in hun shop. Hulle is nog steeds van, yeah man, gifts, small. Annika wil plasjes kyk in die pandemonium. Vir Peer. Dit is Peer se skuld, dit is nou in hierdie chaos. Mal. So die lyn kom daardeur, en loop hy daar, val hy van daar. Dan loop hy hier, daar agterdeur. Dan loop hy daar om, en dan begin hy te zigzag, terug na die til toe. Dit is 'n moorse queue. Net vir 'n plushie of 'n t-shirt. Nee, toe nou nie. Kyk al die Pokémon kwesties, kyk vir oulike Pikachu daar. So baie oulik. En klomp Pokémon daar. Baie oulik, hoor. Selfs die Pikachu Sweetie winkel het 'n moerse lang ry net daarso. Dit is insane hoe besig dit is hierso. Good grief. So voor nog Pokémon dinge. Oei, speel hulle kaarte. So dit is die kaart gedeelte. En dan hier so het hulle sommer 'n hele shop net vir Pokémon Go met hulle. Nee, mal. Hier is net so erg. Hier is het stiller. Maar as jy daar kyk, dan ek sien. Hulle is besig om te battle, jou. Hulle battle mekaar. Allemaal op hulle fone. Hulle speel Pokémon Go in hulle battles. Ek sien wat aan. Het is net weer Annika het na haarself dink. Alles is weer. Alles is weer. Ons het snackies gekoop. Dit is chaos. Al die restaurante is vol. So ons gaan ons pad nou terugkry na ons hotel toe, na Shibuya se kant toe. Ons is 'n bietjie paranoid dat alles daar's ook vol. So ons gaan nou 'n family mart snackie doen. Annika met dalk 'n keekie. Dit is net iets in ons stelsel kan kry voordat ons probeer om by die huis uit te kom. Ek is nou oor dit. Ek is nou oor dit. Dit was nou lekker, maar dit is nou klaar. Jy weet dinge is in sy moerin as jy queue buite die treinstop. Trein is moervol, plek is moervol. Hier gaan ons nou vir 'n stukkie chaos. Terug in Shibuya. Chaoties, as always. So ons bly altyd in die partytjie areas as ons travel. Want ons nommer 1 altyd kos. En ons altyd transport in en uit van dit af na die res van die plekke toe. And it's worked so far. Lekker gewerk in Thailand, lekker gewerk in Bali. Hierso. Lekker werk. Want dit is pure pandemonium. So Shinjuku, Harajuku en Shibuya. Apparently is die 3 partytjie plekke wat almal na toe kom op Saterdag aande. Maar ons weet nie regtig Vrydag aande nie. Vrydag gister was dit eintlik pretty chill. Maar dis nou, ja, dis nou chaos. So ek dink ons aand gaan 'n pretty peaceful aandjie wees. Biertjies vir vandag. Jy het gesien, jy mag inkom.
eens vir die lig sit nie. My hande is vol. Hierso is ons weer tuis. Tuis by die huis op die 10de vloer weg van al die walkers af daar. Wat hoort. Goed. What a day. Ek gaan nou op die bed lê, bier drink en Nintendo speel. Wel, die hordes hier buite hoer en remoer.